Vader, ons bid, Vader, waar ons rondom die woord vergader, Here. Ek bid dat die Heilige Gees, Vader, binne en deur ons sal werk, Here, en laat ons die brood sal oopbreek, Here, wat natuurlik die woord van God is. En waar ons vanaand uit 1 Johannes uit gaan lees en bestudeer, Vader, laat U, Vader, praat en laat ons stil wees, Vader, en laat ons gees saam met U Gees ingestel word wat U ons wil leer. Nie wat ons wil sien nie, Vader, maar U hartsbegeerte, Vader, deur U woord, want dis ook wat hier so gespreek word, Vader, dat U woord wat Jesus Christus vir ons neergelê het, gaan tot ons spreek vanaand, Vader, en ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Okay, so ons het nou laasweek nie Bybelstudie gehad nie, want omrede ek kon nie ordentlik voorberei met al die chaos wat met die mannekamp gepaard gegaan het nie. So ek het na die hoofstuk gekyk en ek wou bietjie meer insit daarop. So ek hoop ek kan vanaand opmaak vir die Bybelstudie wat oorgestaan het laasweek. Nou, ek het vanaand se studie getitel 'n spieël vir elkeen van ons. Nou, ek het eintlik vir Marius ook gevra om vir ons bietjie, omdat hy wetenskaplike agtergrond het, vir ons te verduidelik wat is 'n lakmoestoets. Enige stadium, ek wil net sê Dudley, as jy wil inchip, voel vry my broer om so te maak. Okay. Nou, 'n lakmoestoets is iets wat hulle in chemie gebruik, wat 'n vinnige en 'n eenvoudige metode is om te bepaal of 'n oplossing suur of basies of alkalies is. So hoe dit werk is, as jy 'n oplossing het, jy kry 'n blou lakmoespapiertjie en jy kry 'n rooi lakmoespapiertjie. So as jy dan nou hierdie blou lakmoespapiertjie vat en jy doop hom in daardie waterige oplossing, as dit 'n suur oplossing is, dan word die blou lakmoes rooi, en as jy 'n alkaliese oplossing het, dan vat jy 'n rooi lakmoespapiertjie en as hy blou word, dan is dit 'n alkaliese oplossing. As dit 'n alkaliese oplossing is, bly hy rooi. En blou lakmoes, as dit 'n suur oplossing is, dan bly hy blou. Nou, dis 'n beginsel wat ons seker almal ook al gesien het by ons dokters. Jy weet, jy piepie in die botteltjie en hy doop daai stokkie daarin. So dis dieselfde beginsel, dan kan hy sekere dinge sien. Okay, nou hierdie lakmoestoets beginsel het ook sy manier in ons taal ingemaak, en baie keer sal mense sê hierdie is 'n lakmoestoets vir iets, en al wat dit dan beteken is 'n eenvoudige of 'n beslissende aanwyser wat vinnig gebruik kan word om die ware aard, kwaliteit of aanvaarbaarheid van iets te bepaal. En 1 Johannes is vol sulke lakmoestoetse wat ons kan gebruik om ander, maar veral onsself mee te ondersoek. Dit vereis egter dat veral wanneer dit by onsself kom, ons bitter eerlik moet wees. En ek het altyd gedink dis net Paulus wat hard kan praat, maar Johannes kan ook hard praat. Die verskil is net hy doen dit op 'n vreeslike mooi manier, anders as Paulus wat verskriklik reguit is. Nou, in die vorige studie het ons 1 Johannes 1 gelees, net 10 versies. Maar het ons al sulke lakmoestoetse gesien in daardie hoofstuk? As ons gaan kyk na vers 6, dan sê hy, as ons sê ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. So wat is die lakmoestoets daar? Wandel iemand of ek self in duisternis, maar beweer dat hulle of ek gemeenskap met Christus het? So as jy in die duisternis wandel, maar jy beweer jy het gemeenskap met Christus, dan lieg jy.
Dis 'n lakmoestoets, dis 'n vinnige en fail-safe manier om iemand of jouself mee te toets. In vers 8 van hoofstuk 1 sê hy, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So beweer iemand of ek self dat hulle of ek geen sonde het nie, hulle of ek lieg. Vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. So beweer iemand of ek self dat hulle of ek nooit gesondig het nie, hulle of ek lieg. Dis sulke simpel, eenvoudige indicators wat Johannes vir ons uitsit hierso. Nou, voor ons gaan begin nou met vanaandsinne, en ek gaan vanaand vir julle ook sulke lakmoestoetse wys wat Johannes vir ons gee. Voor ons by hierdie teks begin, is daar enige iets van julle kant af? Okay, so kom ons lees die eerste stuk van 1 Johannes 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook te wandel, soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Vers 11. Maar hy wat in die broeder is, wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskryf, jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ons gaan eers net tot hierso gaan. En daar's nog 'n paar lakmoestoetse in hierdie teks. Ek sien nou net toe ek gelees het, daar's een wat ek gemis het. Vers 3 sê hy vir ons, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar.
Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. So wat is die toets? Bewaar iemand of ek self sy gebooie? So mens, hulle of ek ken Jesus. Beweer iemand of ek self dat hulle of ek self Jesus ken, maar bewaar nie sy gebooie nie, hulle of ek self lieg. Vers 5. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. So bewaar iemand of ek self sy woord, die liefde van God is in hulle of in my. Of sê iemand of ek self die liefde van God is in hulle of in myself, dan moet hulle of ek die woord van God bewaar. Vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Beweer iemand of ek self dan, dat hulle of ek in Jesus bly, dan moet ek of hulle wandel, soos hy. Vers 9, hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe, so ook in vers 11. So beweer iemand of ek dat hulle in die lig is, maar hulle of ek haat my broer, hulle en ek lieg, en ek was nog altyd in die duisternis. Die een wat ek gemis het, ek wil net teruggaan gou-gou. As julle my net 'n sekonde sal gee. Hier in vers 15. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ek dink dis nog 'n lakmoestoets daai wat ek gemis het. Okay. Nou kom ons klim bietjie van daardie lyn af. Ekskuus, net my plek kry. Johannes is weer eens duidelik oor hoekom hy skrywe. In die evangelie van Johannes 20 vers 31 het hy dit baie duidelik geskryf hoekom hy skryf. Hy skryf, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So die evangelie van Johannes is geskryf sodat ons kan glo. Hierdie brief van Johannes is geskrywe dat ons nie moet sondig nie. Maar as ons gesondig het, het ons 'n voorspraak. Verder in vers 12, omdat die sondes vergewe is. Ek skryf aan julle vaders omdat julle hom ken van die begin af, omdat julle die bose oorwin het, omdat julle die Vader ken, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. So nie net sodat ons nie sal sondig nie en omdat ons sondes vergewe is, maar ook uit erkenning en bemoediging. En ek wil eintlik so half ek gaan hierdie stukkie sê en dan wil ek bietjie julle nooi om dit te bespreek. Nou, hy skryf en hy breek dit in die vaders, in die jong manne en in die kinders in. Hy skryf vir die vaders omdat hulle hom ken wat van die begin af is. Hy skryf vir die jong manne omdat julle die bose oorwin het en omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly. En vir die kinders omdat julle die Vader ken. Kan ek bietjie julle gedagtes kry oor hoekom skryf Johannes vir hierdie verskillende breek hy dit so in verskillende groepies in? Ek is nie self seker nie. Ek kon nie uitvind regtig nie en ek wil graag by julle hoor. Hoekom breek hy dit so op? Rudy, jy het nog nie 'n woord gesê nie.
Dudley, het jy vir my 'n paar gedagtes daar? Eerlikwaar te sê, ek het ook al gewonder oor hierdie stuk, net soos jy wonder oor hierdie stuk, want dit maak nie direkte sin, as ek dit so kan sê, as mens dit lees nie, want ek kan verstaan as mens vaders, in die sin van vaders, hulle is ou mense, hulle het in God gewandel van hulle jeug af totdat het oud geword het. So laat hulle hom ken, maak vir my half sin, want jy behoort nou al tot die volle kennis te kom. Jy's eintlik in 'n volwassene, as ek dit so kan stel. Maar wat my heeltemal van sy af gooi is wanneer hy kom by jong manne, Ja. en laat hy sê, omdat julle die bose oorwin het, en omdat julle sterk is in die woord van God, wat in julle bly. Nou daai gooi my heeltemal af, want ek meen, die bose oorwin het, so ek gedink die Vader sou dit ook definitief gedoen het, en die woord is definitief sterker in vaders as wat dit in jong manne sou wees. Nou dat jy dit Ja. noem, nou dat jy dit noem. Ja, Nee, want ek lees hierdie en dan dink ek so, ek like hierdie jong manne, Ja. wat die bose oorwin en die woord van God in hulle het. Ek hou nogal daarvan. Maar die vraag wat ek wil vra is, dink julle nie dit gaan oor die verskillende fases of the different stages of maturity in our spiritual life nie? Nie noodwendig oor ons fisiese ouderdom nie. Ja, ek sou sê dat dit baie te doen met volwassenheid. Aha. Waarom hierdie terms gebruik? Want normaalweg is baie jong manne baie vurig van gees Absoluut. en nie dat die ou mense nie is nie, maar met die tyd wat jou ervaring loop en jou verhouding met die Here, raak jy tog in 'n mate soms gemaksigtig, veral as jy nou oud geword het. Jy raak ook baie keer, wat ek al agtergekom het, nou ons hoop nie ons enig oud is, ons gaan dieselfde doen nie, maar laat jy so one-track minded begin raak rondom sekere dinge. So ek dink dis hoekom hy skryf van die jong manne wat dan vurig van gees is, want 'n jong man is in 'n baie groot mate, as 'n mens jonk is in die gees, baie ondersoekend en jy wou meer weet rondom die woord. Ek dink dis waaroor hy ook die situasie so hanteer en sê, jy weet, julle jong manne wat sterk is. Ja, en die ou mense is natuurlik die vaders. Ja, ons het baie voorheen geestelike vaders wat ons na opgekyk het, wat werklik waar vir ons 'n uitnemende voorbeeld nagelaat het. So ja, ek dink dit is min of meer die gedagte wat ek het rondom met die jonge manne. En natuurlik, 'n ander ding wat ons seker histories moet in ag neem is, Johannes is op hierdie stadium die enigste een wat oor is van die oorspronklike disippels. So hy's nogal vir my uniek gekwalifiseer om hierdie te kan sê. Ja, ek dink ook hy self was op hierdie stadium meer in die geestelike vaderposisie gewees. Ek dink hy was al die geestelike oupa op hierdie stadium. Ja, maar net soos jy dit wil daar stel, ja, maar as gevolg daarvan dink ek hy het ook baie dit beny dat die jong manne wat opkomende kinders van God is, werklik waar met 'n durf en ywer dinge probeer aanpak het. En ja, dit maak 'n mens nogal baie bly. Ek weet hoe bly raak ek as jong manne begin ernstig die Here dien. Veral vanweë die tyd waarin ons is, waar daar 'n baie
low posisie in die wêreld is rondom die werke van die Here. So as jy dan een of twee of meer jong manne, jongelinge kry wat dan aan die brand is vir die Here, dan maak dit 'n mens hart so 'n bietjie lekker warm klop, jy weet, en ek dink dis vir hom ook 'n baie vir hom 'n baie eervolle tyd gewees om te sien dat daar's wel opvolgers gewees wat vorentoe dan in sy skoene sou staan en ook aan ons skoene sou staan. Ja. Okay, ek wil gou teruggaan na vers 1 toe. Hier wat Johannes skryf, my kinders, ek skryf aan julle hierdie dinge, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Nou, ek dink, pastoor het nou al genoeg keer die woord parakletos gebruik van die preekstoel af, dat ons weet wat die woord daar in Grieks is parakletos, en ons het 'n idee wat dit is, maar ek het iets interessants gelees in my voorbereiding oor daai parakletos wat ek nooit van tevore geweet het nie. Hierdie prentjie van hierdie borsbeeld is van die Griekse skrywer / filosoof Demosthenes. Hy het gelewe van 384 voor Christus tot 322 voor Christus. En hy het iets geskryf oor 'n parakletos, en nou dat ek dit gelees het, verander dit vir my daai prentjie heeltemal, en ek wil graag met julle deel wat hy geskryf het oor wat 'n parakletos is. Hy het geskryf, dit is 'n vriend van 'n beskuldigde wat namens hulle vrywilliglik intree en die regter persoonlik versoek om in die beskuldigde se guns te beslis. So, as ons daai nou vat, en ons vat wat Johannes vir ons sê hy vir ons, Jesus is 'n vriend, en hy tree vrywilliglik in by ons voor die Vader, en versoek hom persoonlik om dit vir ons oukei te maak. Dis vir my verskriklik kosbaar om dit so te sien. Okay, en dan het ons in vers 12 'n vreemde stelling. Hy sê, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Dis vir my bietjie 'n vreemde stelling. Okay? So as ons na die Grieks gaan kyk daar, dan het ons dia auto onoma. Dis die oorspronklike Grieks. En as ons dit vertaal, dan kry ons deur homself of deur sy eie naam. Daai naam ontwil klink net nie vir my ooit reg nie. Dis ook vir my altyd snaaks gewees as die ou mense gebid het om u naam ontwil. Ons vra hierdie dinge om u naam ontwil. Dis vir my half 'n dreigement vir my persoonlik. So daardie is actually 'n idioom in Grieks wat net sê deur die wat daarop vir my neerkom as ek die woorde verstaan, deur die krag van sy naam. Hy het ons sondes vergewe uit die krag van sy naam. Maar ek wil ook daai versie, ek wil nie daai versie graag ook met julle deel in The Remedy. I say, dear children, I write to you so you will realize that you were never in legal trouble with God. Because of God's gracious, loving character, He has freely forgiven you all your sins and longs to heal you to perfection and unity with Him. Okay, ek hoor daar is 'n comment. Kan ons die kommentaar kry asseblief? Ek weet nie, was dit pastoor gewees? Wel,
die feit dat hy sê om u naams ontwil, spreek ook 'n ander boekdeel wat sê eintlik alles is ter wille van die Vader. So, ons almal is geskape om God te verheerlik. En dit is ons hoofdoel. So, ek verstaan altyd om u naams ontwil is 'n basiese groot sal ek sê spreekvorm van respek, want dit gaan oor die wil van die Vader. As ons kyk na die Onse Vader, hy sê Onse Vader wat in die hemel is, laat u wil geskied. En ek dink dis waar die situasie ook so aangespreek word om u naams ontwil. Met ander woorde, dit is nog steeds die wil van die Vader wat die hoogste gesag dra, afhangende van wat ons ook al doen, bly sy wil natuurlik die hoof, sal ek sê die hoofseefuur van die situasie. So ek dink dit is waaroor baie hierdie ou mense ook en baie gebruik het om u naams ontwil, want dit gaan oor die wil van die Vader. Die totale gebed het begin by dit, en hy praat direk met die Vader en hy sê laat u wil geskied. So die wil is dan wat ek nou maar sal sê beskryf, wat nou vir ons eintlik uitbeelding is. Frans, do you have the King James in front of you? Nick, Yes, Rudy. ek wil net iets bylas daarso. Asseblief, my boet. Onthou toe die Israeliete in die woestyn was, het die Here gesê, luister, ek gaan, hier is nou maar woorde nou, né? Ek gaan Moses, Aaron staan een kant toe, ek gaan vir hulle almal vrek maak. Ja. En hoeveel keer het Moses uitgeroep, Here, vir u naams ontwil? Jy weet, moenie, want jy gaan, jy het hulle uit Egipte uitgelei, het om hulle dood te kom maak hier in die woestyn. So dis hoe ek vir u naams ontwil onthou is, wat Moses al gesê het, Here, vir u naams ontwil, vir u, jy weet, vir u, moenie nou, almal nou hier uitroei nie, want, jy weet, hoe gaan u lyk nou met dit, jy weet, dit, ek dink nie ek weet nie waar staan het nie, maar ek het dit al gelees, wat Moses, jy weet, vir die mense ingetree het, en gesê, vir u naams ontwil, moet hulle nie uitroei nie. Dit is al. Dankie, Rudy. Frans? Ek? Yes, Dudley. Ekskuus. Ek het beide vertalings hier by my nie, maar Dankie, my boet. ek kan dit lees. Ek weet nie of Frans dit wil lees nie, maar hoe ek hierdie sien is ook dat dit kom daarop neer dat ons moet eintlik ons sterre dank. Hier is nou platte Afrikaans wat ek nou gebruik. Ons kan ons sterre dank, nê, dat Jesus Christus vir ons sondes ingetree het en hy dit vergewe het. Nee, anderste was ons verlore. Dis nou in plain raw Afrikaans, maar wat die King James sê is, I write unto you little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. For his name's sake. For his name's sake, ja. Dis wat die King James version is. Okay. So, ja, maar so met ander woorde hoe ek daai sien dan in die Afrikaans soos wat hy hierso sê, soos wat ons nou net gesê, is ek skryf vir julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe. So hy sê vir julle sondes is vergewe. Nee, maar moenie vergeet nie, julle sondes is vergewe om Jesus se naam. Was dit nie vir Jesus nie, sou julle sondes nie vergewe gewees het. Absolutely. Ek stem heeltemal saam met wat jy daar sê, Dudley. Ja. Okay, nou voor ons met die volgende stukkie gaan aangaan, gaan ek julle net sê, dis wat ek nou gaan sê gaan dalk bietjie kontroversieel wees. Want in hierdie stuk lees ons die woord antichris. En daai woord in Grieks is antikristos. En wat dit beteken is 'n vyand van Christus.
Nou, Rudy, jy mag nie antwoord nie, maar ek het vir julle 'n vraag. Daai woord anti-Christus, hoeveel keer staan hy in die Bybel? Daai woord staan slegs 5 keer in die hele Bybel en al 5 daardie gevalle is in die briewe van Johannes. In die briewe van Johannes, nie in Openbaring nie. Dit praat dus nie van die eindtyd nie, maar van die dag tot dag realiteit wat Johannes self beleef het en vir die ander gebruike kan julle kyk, hy's 3 keer in hierdie hoofstuk, in die volgende stuk, en ook in 1 Johannes 4 vers 3 en in 2 Johannes 1 vers 7. Dis die 5 gebruike van anti-Kris in die hele Bybel. So kom ons lees die volgende stukkie saam. Kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het dat die anti-Kris, ek het daai blou daar onder in 'n ander kleur en geonderstreep, want die woord die is nie in die Grieks, in die oorspronklike Grieks nie, en die Engelse vertaling sê ook, you have heard that Antichrist, not the Antichrist, you have heard that Antichrist comes. Okay, daar bestaan ook nou baie anti-Christe, vyande van Christus, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leienaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Ek dink Paulus skryf vir ons laat so oue vervloeking wees. Dit is anti-Kris wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. Die anti-Kris, gees. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Nou, waarvan praat Johannes hier? Vers 19 sê hy vir ons, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. So Johannes praat hier van mense wat die geloof verlaat en vyandig word teenoor die kerk en die evangelie. Hulle word teen of anti-Christus. En vir my persoonlik is daar net soveel troos as waarskuwing teen die sulkes in hierdie woorde. Ek gaan nou eers asemhaal. Julle kan gerus gesels. So ja, okay. Kom ons net nog 'n paar lakmoestoetse hier. Vers 22, wie is die leienaar behalwe wat hy ontken dat Jesus die Christus is? So as iemand of ek self ontken dat Jesus die Messias is hulle of ek 'n leienaar. En elkeen wat die Seun verloon, ek het dit daarso in nie daai verloon bygesit, het ook nie die Vader nie, net om dit bietjie duideliker te maak. Die Griekse woord daar is
arneomai. Dit beteken om te ontken, af te sweer, te ignoreer of te verontagsaam. Okay. So beweer iemand of ek self dat hulle die Vader het, maar hulle of ek verloon Jesus, dan lieg hulle of ek dat ons die Vader het. En dan nou die laaste versie van die laaste 2 versies sê, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom af weggaan, by sy wederkoms nie. En as julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Laaste lakmoestoets vir vanaand. Beweer iemand of ek self dat hulle of ek uit Jesus gebore is, maar hulle of ek doen ongeregtigheid, dan lieg hulle of ek. Okay, dit is wat ek oor hierdie hoofstuk te sê het vanaand. So, ek weet nie. God se woord is 'n onuitpuntbare bron. Ons kan nie ooit alles daaruit kry nie, jy weet. Ons kan vir ewig oor hierdie woorde praat en nie alles daaruit kry nie. So ek wil graag vir julle gee. As julle wil hê ons moet teruggaan na enige plek toe, julle is welkom om so te sê. Kan ek teruggaan? Asseblief broer, waarheen vat ek jou? Sommige na heel in die begin in Johannes. Julle in die begin van die hoofstuk. Ja, want Okay. Dit gaan oor daai deel van nou nie heel in die begin nie, maar waar dit praat van die beloftes. Nie of die gebooie, Ja, nee, as jy nie die vers gebooie 7. bewaar nie, nee, Mhm. dan is as jy nie gebooie bewaar nie, nee, dan is jy leenaar en die waarheid is nie in jou nie. Nee? Yes. Nou wil ek ons almal weet, nee, wat is die gebooie? Nee? Is ek reg as ek sê dis die 10 gebooie om mee te begin? Okay. Dat hulle sê sy gebooie, ek vra. Okay, Dudley, ek sal nou voor ek vir jou sê wat ek dink. Gaan ek jou eintlik vra, dink jy dis die 10 gebooie of dink jy dis jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou liggaam en jou naaste, die tweede wat daarin gelyk staan, jou naaste soos jouself. Ek is persoonlik net gaan en sê dis die 10 gebooie. Kom ek sê hoekom? Want Doen as ek asseblief. die vers lees, is hy sê ek ken hom en sy gebooie bewaar. So sy is in 'n klein letter. So as hy dit 'n hoofletter was, sou dit vir my gesê het verwys na wat Jesus gesê het. Maar die sy is in 'n klein letter, so ons praat nie van Jesus se gebooie hier nie. Ons praat van die gebooie soos wat almal dit ken in my oë. Nee, so dit is my oogpunt hieroor en die vraag wat ek direk hieroor is, want ek is so skuldig soos 10 as dit by hierdie ene kom byvoorbeeld. En dit is jy moet die Sabbatdag heilig. En ek doen dit nie. Bedoelende as ek sê die Sabbatdag heilig, ek gaan nou nie uit en drink en sulke goed nie, maar dit is nie eers waarna ek verwys nie. Ek verwys net sommer om daar's 'n ding stikkend en op 'n Sondag en na kerk maak ek hom reg. En jy mag eintlik soos in absoluut niks doen nie. So eintlik mag ons nie eens ry kerk toe nie. Want dan werk jou os en jou esel. Yes. Verstaan jy? So sê my, wat dink jy is daai gebooie volgens jou? Okay, ek het nou teruggegaan en gesê
Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat daaraan gelyk is jou naaste soos jouself. Maar inkorporeer daardie, as jy mooi gaan dink, as jy nou die 10 gebooie gaan vat, Dudley, die eerste gebooie, waaroor gaan hulle? Dit gaan om die Here jou God lief te hê. Jy mag naas my geen ander afgode hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie. Wat is die derde een? Die vierde een is die Sabbat. Wat is die derde gebod? Ek bedoel dit nie as 'n strikvraag nie. Ek vra eintlik myself, want ek kan nou nie onthou wat sê die derde gebod nie. Okay, maar die eerste 4 gaan alles oor om vir God lief te wees. Wat God van ons verwag uit liefde uit. En dan van die 5de tot by die 10de gebod gaan oor naaste liefde. So ek dink, om jou vraag te antwoord, Dudley, ja, ek self dink ook, dit praat van die 10 gebooie. Nie noodwendig van die 600, nie noodwendig van die 603 ander wette wat Moses gegee het nie. So ons is nie, ek dink nie ons is onderhewig aan al daardie wette nie. Ja, nou die woord sê baie uitdruklik gebooie. En die 10 gebooie is dan wat die Here saamgevat het, maar net met om te sê, jy moet jou naaste dan lief hê soos jouself, nou te sê, Here God lief met jou hele hart, jou siel, jou verstand. Wat interessant is dat 1 Johannes 5 vers 3 sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. 2 Johannes 1 vers 6 sê, en dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. En dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. So, ek dink hierdie begin af gehoor het, gaan verwysing dan na die 10 gebooie volgens Eksodus 20. So ja, dit is baie belangrik, as 'n mens na hierdie gebooie sou kyk en kyk na hierdie gedeelte wat ons vanaand ook bespreek het, sê hy so by die volgende, hy sê jy mag vir jou geen gode voor my aangesig hê nie, jy mag jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van die hemel of van die aarde of onder die aarde is en in die waters is nie. So dit is baie belangrik om te sien, dan vers 5 sê, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. So eintlik sê 1 Johannes daar vir ons baie duidelik, dat as ons aan God bly, sê julle jong manne het die bose oorwin. Nou hierdie bose oorwin sou ek sê, dat hulle heeltemal weggedraai het van hierdie gesneede beelde en so meer, wat as die bose geïllustreer kan word. En daarom sê daar sodat hulle is sterk, en hierdie gebooie van God wat dalk gesê het, is absoluut dit wat die Here van ons verwag om te hou. Die ander Joodse wette is vir die Jode op daardie tydstip gebring, maar die gebooie hardloop deur tot in Openbaringe. Jy kan ook in Openbaringe 12 sê dit is hulle wat die gebooie bewaar het, en ook so Openbaringe 14 en 22, sê salig is die wat, vers 14, 22 vers 14, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg het op die boom van die lewe, en ingaan deur die poort in die stad. So die gebooie is absoluut van kardinale belang. As 'n ou dit nie bewaar nie, as 'n ou dit nie hou nie, dan kan jy dit mis om in te gaan in die poorte van die stad. So ja, wat is dan buite? En die woord sê vir ons baie uitdruklik in ander gedeeltes in die woord wat is buite. So ons moet baie versigtig wees altyd om net
in konteks een skrifgie te vat, want die skrif se betekenis is daar, ja, ons sondes is vergewe volgens wat ons vanaand gelees het. Maar daardie sondes het ook 'n voorwaarde dat ons die gebooie bewaar. Die gebooie beteken dat ons nie meer sal sondig nie. En dit kan ons alleenig regkry in Christus Jesus ons Here. Ons het die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees nodig om hierdie oorwinning en dan mee te maak, wat dan eendag vir ons van groot betekenis sal wees, wanneer ons dan hierdie gebooie bewaar het en in die ewigheid saam met die Here Jesus bewaar sal bly. En wanneer ons saam met hom dan die poorte sal ingaan. So. Ek wil net byvoeg nie hoe ek dit sien, nee, want en dis vir my net van my kant af is dat die 10 gebooie nee almal sê byvoorbeeld hy het verval, maar hy het nooit verval nie. Hy het tot vervulling gekom. Die rede hoekom hy tot vervulling gekom het is as Jesus Christus nou in jou is, nee, dan het jy nie meer 'n verlange om enige van daai gebooie te oortree nie. Behalwe, en ek moet nou sê, by die Sabbat, dit is maar 'n grey area, en dis nie vir my 'n ding om oor te stry, of te beredeneer nie, maar ek weet een ding, nee, en ek sê hierdie met alle respek, maar Jesus, toe hy sy bediening op aarde gedoen, daai 3,5 jaar wat hy dit gedoen het, of kon sê 3 jaar, nee, het hy meer mense op die Sabbat genees, en dade gedoen op die Sabbat, as wat enigiemand anders, ek sou sê, gedoen het, want die Fariseërs sou hulle direk uitgehaal het. So, Jesus Christus self is amper, wil ek sê, het uitgegaan om hulle te tart en vir hulle te sê, dat julle hou julle vas aan hierdie wette, nee, en ek het nie gekom om julle nog in bindinge te plaas, die plaas julle self net in my, en jou begeerte gaan wees, om nie daai gebooie in elk geval te oortree nie, behalwe nou, soos die Sabbat, wat vir my grey area is, want Jesus Christus het definitief ook nie, het nie die Sabbat soos wat die Jode geglo het gehou nie. Okay, Want, nou, okay, pastoor, gaan. As ek mag byvoeg, skus Nick, die Sabbat, hy sê baie uitdruklik, dat die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nou wil ek net hier by werk doen, hier byvoeg. As 'n ou kyk na nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensmaagd en so meer nie, wat in jou poorte is nie, wil ek amper hierso net die klimaks daarop lê om te sê, jy mag nie werk doen wat normaal is nie, maar jy moet in die Here in wees in die 7de dag. Want tog het die Here Jesus, soos Dakkie opreg sê, op die Sabbat die woord bedien. Wat 'n unieke tyd was in daardie tyd, want vir 6 dae het hulle gearbei. So vir 6 dae kon hulle byvoorbeeld, dis nou maar net 'n vergelyking wat ek tref, kon hulle byvoorbeeld nie almal by die sinagoge bymekaar gekom het, by die tempel bymekaar gekom het. Maar die 7de dag was juis die tempeldag, was die Sabbat, was juis die dag waar hulle in die Here gaan loof het. En dan het hulle daar gekom en die lering van die Here ontvang. So die 7de dag kan ek amper sê, om kerk te hou, om die tyd af te staan vir die koninkryk, wat ons tussen hakies nou sal werk noem, is eintlik die werklike, die erkenning van God se heerlikheid en die hele werksmag, wat dan nou nie op die Sabbatdag mag werk nie, het dan nou geleentheid om in hierdie 7de dag dan met God, kan ek amper sê, kan ek amper sê, so kuier, ete, wat ook al ons dit wil noem, samesyn. Dis die wonderlikste geleentheid wat daar is, sodat ons
nie hoef te bekommerd oor enige ander dinge sê soos ploeg en plant en so meer nie, maar jy tyd kan afsonder vir die Here. Die woord sê ook baie uitdruklik vir ons dat die wet sal nooit vergaan nie, Absoluut. en dat die wet 'n tugmeester na Christus is. So hierdie tugmeester, hierdie gebooie is juis die riglyne wat daar vir ons is om te wys hoe ons eintlik moet wandel om na Christus te beweeg, wat ons nou nog gelees het in Openbaringe 22:14, sodat ons dan in sy poorte kan ingaan. Hy sê dat ons, sodat hulle kan reg hê op die boom van lewe. Wie is die boom van lewe? Christus. So, jy kan reg hê op Christus, en dan het jy ook die reg om in die poorte van die stad in te gaan. Dit is vir my net wat vir my wonderlik sin maak. Ek deel dit soos ek het verstaan. Is baie welkom om enigiets by te voeg. Baie dankie. Dudley, as ek mag, wil ek 2 dinge sê daaroor. Ons lees in die Bybel van Jesus wat mense genees het op die Sabbat. Maar is dit nie net wat Jesus doen nie? Hy het dit nie net gehou vir 'n Sabbat nie, want dit is die aard van Jesus om mense te genees. Nie net ons fisies nie, maar ook ons geestelik, ons emosioneel. So, Jesus was net in karakter gewees, hy genees 'n mens. Dis wat Jesus doen, nommer 1. Nommer 2, ons lees ook dan nou in die evangelie van Johannes, van die ou by die poel van Bethesda. Dit was 'n baie interessante Bybelstudie gewees toe ons hom gedoen het. Wat die fariseërs toe nou vir hierdie ou wat sy bed dra, vir hom sê, jy mag nie jou bed dra op die Sabbat nie. Dit staan nie in die reëls nie. Dit staan nie in die wet van wat Moses vir hulle gegee nie. Dis 'n mensgemaakte reël gewees. Dis interpretasie gewees. So ek wil dit ook net daar buite sit. Nick, Jebo, ek wil ook iets bylaas. asseblief Boeta, dis hoekom ons hier is. Dankie. Markus 2:27. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. So, jy weet hierso, as mens in konteks is, dis, ek dink, sover ek onthou was, die fariseërs het Jesus gekonder, oor hoekom jou mense loop hier deur die koringvelde en eet koring, en 'n Sabbat, en dis wat Jesus toe gesê het, jy weet, die Sabbat is gemaak vir die mens, en nie die mens vir die Sabbat nie. En ek dink as mens nou mooi daaroor gaan dink is, antwoord dit om Dudley se vraag mooi, jy weet, dit is, ek sien die Sabbat as 'n dag van rus. Okay, ja, dit is, alright, laat ek net konteks gee op my siening nou. So ek is nou heelwat meer betrokke by die kerk, so ek is vroeër by die kerk, dan Sondagmiddag is ek weer by die kerk. So dit is nou suppose om my dag van rus te wees. Maar nou so, ek is bedrywig, dan weer die hele Sondag, jy weet nou, so Sondag het jy weer gesien, ek het gesê, hoorie, ek het nou nie eens kans gehad om te eet en om te weer terug aan kerk toe, kom skry my gou iets om te eet op die pad. So ek het nou gesê, alright, ek werk nie meer op 'n Saterdag nie, want ek het 'n Saterdag nodig om te rus. 'n dag nodig ergens om te rus. En dit gaan nie vir my oor die Sabbat nie, dit gaan oor die rus ook. Oor die beginsel. Alhoewel, mens kan imagine Jesus, God, toe die aarde geskape het en alles daarin, dit was uitgespreek gewees. Maar ek dink ons Vader was moeg gewees na daai 6 dae, alright, 'n dag van rus. Jy weet, en ek dink dit, ja, ons moet die woord, soos pastoor ook gesê het, die woord ontvang op die Sabbat, maar ek dink ook, dit is goed dat ons moet rus, ons lyf moet rus, ons kop moet rus. So dit is nie fisies van daai wette, waar die mense nie, jy mag nie vuur opsteek nie, etc. Ek dink dit gaan oor kerk toe gaan, is belangrik, en ons moet rus, is belangrik. Dis my toesens, dankie. Dan sê. Alright, ouens, gaan ons halt roep hier vir die aand.
Ek dink so Janik, baie dankie. Ek moet sê dat mooi insette uitgekom en ons is dankbaar. Dankbaar daarvoor, Uh, ja. Ek dink ons kan nog ure daaroor gesels. Hoe meer 'n mens praat, hoe meer kom daar dinge in ou se gedagtes op. Maar dit is wonderlik om te weet dat ons ook vanaand kon in die vrede en die liefde van die Here ook hierdie gedeelte kon aanroer en dit was baie insiggewend, dink ek. Ek hoop almal het dit ook so gevind. Maar baie dankie Nick, ons waardeer vir jou harde werk in hierdie studie. Dit help nogal baie die riglyne wat jy dan gee, sodat ons kan byvoeg. Ja, so wil ek ook vanaand sê, skep en eet. Eet wat en nou bou dit vir jou. Daar sê maar hoorie so pastoor terwyl ekskuus is daar. Okay. Ja. Terwyl pastoor nou die mikrofoon in die hand het, wil pastoor nie vir ons afsluit nie asseblief. Sekerlik. Vader, ons is baie dankbaar om so awesome groot God soos U te kan ken. Wanneer ons voor U kom in die naam van Jesus, wil ons vanaand vir U sê baie dankie Here dat ons uit die woord uit kon put vanaand. Here, dit is spitkos vir die siel. Dit help ons om sekere dinge 'n bietjie meer in oënskou te neem, Here, en dit help ons so baie vir ons groei in Christus Jesus. Ja, Here, ons is dankbaar want ons weet, ons ken ten dele en ons sien ten dele, maar eendag sal ons ten volle weet, Here. En dis so lekker om te weet dat U wel vir ons die geleentheid geskep het. U wel daardie klomp wette weggewys het, in een woord saamgevat het, om te sê dit is vervul in U Here, sodat ons net in die gebooie moet vashou, en ja Here, wie weet, eendag ons nog baie vreugde sal geniet vir die opofferings wat U in ons harte uitgestort het. Here, laat U naam geheilig word, U koninkryk kom en U wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde. En Here, laat U altyd deur ons God wees. Ek wil ook vanaand spesiaal ook dink aan mense wat siek is, Here. Ek dink aan Ben wat baie ernstig griep onderlede het. Here, wil ook vir hom bid vir genesing. Ek wil ook vanaand bid vir Sias hulle waar 'n voertuig deur hulle muur geploeg het. Dankie Here dat U ook die kinders bewaar het, terwyl die baksteen agter hulle verby is, niemand beseer is nie. Here, ons is baie dankbaar daarvoor, en ek vra ook Here, laat U 'n laar van engele rondom hulle sal trek, sodat hulle veilig sal wees, in Jesus naam. So wil ek vir elke boetie wat vanaand is, en sissies wat vanaand ingeskakel en geluister het, Here, dat elke ene die seën van die Here sal ontvang hierdie week, en met blydskap en verwagting sal kom Sondag, om vervul te word in die woord wat U vir ons wegbere. Baie dankie Here vir U genade en U vrede. Seën elkene, wees met elkene, Here, en lei en versorg elkeen in Jesus Christus naam ons wil alleen. Amen en amen. Amen. Baie dankie almal, magte julle 'n rustige aand hê. Dankie, geseënde aand. Dankie. Wat sê